Nadat ons vir 'n maand afgevat het, is dit lekker om weer met julle te kan gesels in hierdie Desember maand na hierdie baie vreemde, byna absurde jaar waardeur ons is. Die afgelope maand in November was vir my 'n baie diep insig om te kon besef dat as ons praat van Jesus Christus, is Christus nie Jesus se van nie, maar dat Christus staan vir iets baie groter, baie meer omvangryk as wat ek regtig ooit besef het. En dit is dat die Christus is wat gebeur die oomblik wanneer God sê, laat daar lig wees. Dat die Christus, wat van die Hebreëse woord Mashiach afkom, het beteken gesalfde. Mashiach in Hebreëus is om te salf, is to anoint, to make it sacred, is dat die Christus is daar van die eerste oomblik van die skepping af. En dat Jesus 'n manifestasie is van hierdie Christus. Dis nie vreemd dat Paulus skryf in al sy briewe 164 keer praat hy van die Christus, the Christ. En net 5 keer praat hy van Jesus, waarvan 3 keer in Filippense voorkom, wat geskryf is deur 'n disipel van Paulus. Hierdie idee van Christus, en dat ons in hierdie Kersseisoen vier ons die geboorte van Jesus, sodat ons wedergeboorte in Christus kan vier. Dis waaroor Kersfees gaan. Kersfees gaan oor geboorte en wedergeboorte. In Desember gesels ons oor Ken Wilber se 4 stappe. Hy noem dit 4 stages of spiritual growth. En dit begin met clean up, en dan grow up, en dan wake up, en dan show up. En ons het al reeds gesels by New Spectrum oor clean up, en hierdie Sondag gesels ons oor grow up. Wat beteken clean up? As ons nou dink in hierdie hele idee oor God, die groot, die heilige misterie. Waarvan praat ons as ons praat van clean up? Dit gaan oor ons opinies en ons persepsies, die projeksies wat ons het van onsself op hierdie godsbeeld. En dat God reg of verkeerd 'n soort van 'n projeksie word van myself, maar as 'n super being, as 'n superman, superwoman. Dis om hierdie idees te clean up, ons subconscious mind, ons shadow side, soos wat Carl Jung na verwys. Clean up is om vir myself te vra, wat glo ek? En wat sê ek as ek sê ek glo in die heilige misterie? Wat sê ek as ek praat oor liefde? Kersfees is tog lief wees. Dis die een seisoen waarin ons vergeet van al ons swaar dra, ons opinies, ons selfgeregtigheid. Wat praat ons as ons praat van liefde? Om hierdie idees wat ons het skoon te maak en te vervang met 'n nuwe manier van dink oor God. Vader Richard Rohr skryf in sy wonderlike boek The Universal Christ, en hy sê, your image of God creates you. Your image of God creates you. Ons idee van dink oor God, as God iemand is wat in die reward and punishment besigheid is, dan gaan ons ook so om met onsself en met ons medemens. As ons dink God se liefde kom met voorwaardes en met verpligtinge en 'n agenda, dan is dit ook hoe ons teenoor mekaar optree. So kom ons gaan terug na clean up and grow up. En vir my persoonlik gaan dit oor wie is die Christus in wie ons in die geboorte van Jesus vier. Romeine 1 vers 20 skryf Paulus nogal iets amazing. Hy sê,
For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Ek lees net die eerste gedeelte weer. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen. Ons Joodse broers en susters vier hierdie week Chanukah. Ons kan ook vir hulle sê Happy Chanukah. The Festival of the Lights. Kers is waarin ons die lig van die wêreld vier wat ook in en deur ons skyn. En die fees, dit kan tog net 'n fees wees wat gedek is met die tafel van liefde en vreugde en geduld en vriendelikheid en goedheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is tog die tafel wat ons dek as ons Kersfees vier. Om net deur hierdie jaar te kon kom is 'n groot geskenk. Om gesond te wees en 'n dak oor ons kop en iets om te eet en in kontak met ons geliefdes is tog 'n enorme persent. En hier staan ons aan die einde van 2020 en moet ons gesels oor grow up. Dit is om verantwoordelikheid te aanvaar. Dit beteken dat ek die konsekwensies van my aksies en reaksies sal toeëien en soos ek sê, die verantwoordelikheid sal vat. Om te weet wat is die verskil tussen my reg en my plig. Ons kan tog net praat van regte as ek weet wat is my plig. Toe ons kinders was Kersfees die hoogtepunt van die jaar. Dis 'n tyd van met vakansie gaan, dit is 'n tyd om nie skool te hê nie, dis 'n tyd vir persente en geskenke onder 'n boom. En as daar een ding is wat 2020 vir my geleer het, is dit nie meer 'n fokus het op alles wat ek wil hê nie, maar om dankbaar te wees vir wat ek het. En as ons in die Bybel lees, is daar gepraat word oor kinders. As Jesus sê, as jy nie soos 'n kind sal word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. As Petrus skryf in sy brief en hy sê, soos pasgebore babas vashou aan hulle moeder se bors. Wat is dit van 'n kind? Wat is dit waarna Petrus en Jesus verwys as hulle van kinders praat? Is tog ons ontvanklikheid. Is tog die manier wat 'n kind liefhet sonder voorwaardes, onvoorwaardelik. 'n kind vergewe in die oomblik. 'n kind hou nie 'n wrok vir môre en oormôre nie. Maar dit is wanneer Jesus die nagdisipel ou Nikodemus ontmoet. En Nikodemus in Johannes 3 vir Jesus vra, wat moet ek doen om hierdie koninkryk van God te hê? Wat moet ek doen om hierdie lewe waarvan u praat? Wat moet ek doen om dit in die volheid daarvan te kan ervaar? En dan sê Jesus vir hom, liewe Nikodemus, jy moet weergebore, jy moet van bo gebore word, vanuit God gebore word. Die arme fundamentalis, ou Nikodemus, hy wonder, hoe kan hy as 'n ou man weer teruggaan in sy moeder se skoot? Hy vat dit so letterlik op. En dan hoor ek Jesus vir hom sê, Nikodemus, please grow up. Jy is so godsdienstig, jy dien op die Sanhedrin, jy ken die sitate, jy ken die Torah uit jou kop, en jy is verlore. You are so lost. Wat beteken dit om uit God gebore te word? Dit is to grow up, om verantwoordelikheid te aanvaar vir wat ek doen in my aksies en in my reaksies. En daarom praat Paulus van en hy sê, as ons net babas is wat aan ons moeder se bors vasklou, as ons net wil van moedersmelk wil leef, dan word ons logge kinders wat nie opgroei nie, wat nie volwasse word nie. Ons moet ook leer om vaste kos te eet. En ek dink Kersfees is daarin 'n baie groot voorbeeld van 'n tyd in die jaar waarin ek sê,
I will start again. I will start anew. Ek sal opnuut begin. Ek sal myself weer toewy. Dis Kersfees. Is nie gecompliseerd nie, is nie ingewikkeld nie. Dis 'n tyd om lief te wees en lief te hê. Sodat ons in die geboorte van Jesus die Christus in ons lewe kan vier. Daar is nie Christenliefde en Joodse liefde en Hindoe liefde nie. Daar is net liefde. Net liefde, liefde genoeg. As Paulus skryf in 1 Korintiërs 13, when everything is reconciled in him, God will be all in all. En dan skryf hy in Kolossense sê, all fullness is found in him. Through him all things are reconciled, everything in heaven and everything on earth. Kolossense, there's only one Christ. He is everything and he is in everything. Aan ons tafels waar ons sit, ons vriende, ons familie, kom ons maak hierdie Kersfees anders as ander jare. Kom ons maak dit 'n seisoen van lief wees. Lig vir die wêreld aan die tafel met die groot fees met ons Rabbi. Kan ek vir ons 'n gebed doen? Aan U wat ons noem ons heilige misterie. U wat U self openbaar in lewe en al die forme daarvan. U wat ons ken en ervaar in ons liefde. U wat die lig is wat maak dat ons kan sien. Aan die einde van hierdie jaar buig ons hoofde in dankbaarheid en waardering, maar ook in toewyding en eerbied en respek dat hierdie jaar met al sy uitdagings en onsekerheid en sy spanning en die siekte, dat ons tog aan die einde van hierdie jaar ons Kersfees kan vier. Vergewe ons waar ons hierdie jaar so dikwels verdwaal het in ons gemoed, so onseker was dat ons hoop wou opgee. En waar ons so oordonder word deur nuus van hartseer en sterf en siekte, dat ons so dikwels ons kompas verloor, vergeet waar is ons true north. Laat hierdie Kersfees nie ongesiens by ons verbygaan nie. Geef vir ons die ster in die ooste, dat ons dit sal volg, terug na waar ons behoort. Na 'n plek wat geboorte sal gee aan 'n nuwe manier van liefde, 'n nuwe manier van U ervaar. Gee dat ons opnuut gebore sal word uit U. Aan U kom toe die lof en die eer en ons aanbidding van nou af tot in alle ewigheid. Amen.